Ons Vader wat troon in die hoogste hemele, laat U naam geheilig word. Daardie onsaglike groot naam met soveel eerbied en ontsag. Daardie naam wat die bose laat bewe. Daardie naam wat duiwels laat sidder. Daardie verbondsnaam wat U aan die getroue knegt Moses openbaar, naamlik ek is wat ek is. En dit omvat U hele wese, Vader. Dit sê vir ons, U was van ewigheid af, voordat die mens of wetenskap wat valse aantuigings maak oor U skepping, voordat dit was U van ewigheid af. U is vandag hier teenwoordig deur U Heilige Gees. U sal wees tot in alle ewigheid. U ken nie begin of einde nie, en daarom sê U Seun, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Daarom sê U Seun, ek het na julle toe gekom om vir julle my Vader se naam te leer, dat deur daardie naam daar vir julle ook redding mag kom. Dankie dat daardie naam al hoe meer geleer word. Dankie dat daardie naam al hoe meer bekend word, sodat ons in die krag van U naam, in die vleuels en in die skadu van U vleuels, ons toevlug kan neem. Vader, laat U koninkryk kom. Ons bid dat U weer U Seun se wekroep vanoggend na ons toe sal bring, as hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En dat daar reeds is, in terme van die feit dat Jesus Christus reeds die koninkryk hier kom vestig het, maar nog nie, wanneer hy kom op die wolke, om uiteindelik die laaste wêreldmag, die dier en sy aanbidders, totaal en al te vernietig, Babylon te vernietig, en sy nuwe Jerusalem hier op aarde te kom vestig. Ons bid, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, Vader. U wil wat die beste is vir ons lewe. Al voel dit vir baie van ons op hierdie oomblik in ons lewe nie so nie. Gee dat ons eie wil sal afsterf. Gee dat ons sal ophou om U die skuld te gee. Gee dat ons sal ophou om ons vuiste te bal na die hemel toe. Maar dat ons in die goeie, maar veral die slegte dae mag bid, laat U wil geskied. Dan bid ons nou, Vader, saam as gemeente vir ons daaglikse brood. Dankie dat U vir ons fisies sorg en dat U Seun ons klein gelowigheid kom uitwys as hy sê, kyk na die voëls van die hemele. Kyk na die lelies en die blomme van die veld. Kyk na die mossies. Julle hare op julle koppe is getel. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? En so sorg U elke oomblik van elke dag nog, Vader, vir hierdie gemeente ook. Vir hierdie gemeente sorg U by wyse van die daaglikse brood, fisies maar ook geestelik. U gee vir ons die manna uit die hemel. U gee U Seun Jesus Christus, wie se liggaam by die heilige nagmaal die teken en die seël van die brood is, waarin hierdie gebed ook in vervulling gaan. Dan bid ons, Hemelvader, dat U ons van die bose sal verlos. Dat U ons so styf sal vashou, dat elke bose plan wat bedink word deur hierdie gemeente verbreek sal word. En dat wanneer daar nou gedagtes is wat in ons inkom, wat ons van U en U magtige heerlikheid af wegvat, verdryf die Satan. Verdryf sy dienaars, sy demone, sodat ons nou in eenparigheid skouer teen skouer U mag aanbid en niks van die wêreld
ons kan aftrek nie. Vergewe ons al ons skulde, net soos ons die vergewe wat teen ons oortree. Vader, dat U ons leer deur die Seun, dat wanneer ons 'n broer of 'n suster het wat berou het, dat ons onvoorwaardelik moet vergewe. Selfs ook 70x7. Omdat ons van al ons skulde, al ons sonde, al ons ellende wat ons in die hel sou laat beland het, vergewe is, vrygespreek is, regverdig verklaar is, in en deur die bloed van U Seun, Jesus die Christus. Aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons gaan hoor wat sê God se woord vir ons vanoggend uit Daniël 3 uit. Daniël 3, 'n besondere hoofstuk, en ek wil graag 'n paar van hierdie gebeure in hierdie hoofstuk op elkeen van ons se lewens van toepassing maak in die woord. Daniël 3 vers 1. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak. Sy hoogte was 60 el en sy breedte 6 el. Hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie van Babel. Daarna het koning Nebukadneser die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne, die skatsmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadneser opgerig het. Toe die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne, die skatsmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie bymekaar gekom by die inwyding van die beeld van koning Nebukadneser wat hy opgerig het. En hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadneser opgerig het. En 'n uitroeper het hard geroep: "Julle word aangesê, o volke, nasies en tale, sodra julle die geluid hoor van die horing, fluit, sitter, harp, doedelsak en allerhande musiekinstrumente, moet julle neerval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binne in die brandende vuuroond gegooi word." Daarom het op die oomblik, toe al die volke die geluid van die horing, fluit, sitter, harp en allerhande musiekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadneser opgerig het. Op grond daarvan het gelykertyd Galdeese manne nader gekom en die Jode aangekla. Daarop het hulle met koning Nebukadneser gespreek en gesê: "Mag die koning vir ewig lewe. U, o koning, het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die horing, sitter, luit, harp en doedelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. En dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuuroond gegooi moet word. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van Babel aangestel het. Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle, o koning, aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie, en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie. Toe het Nebukadneser toornig en woedend bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te laat kom. Daarop is die manne voor die koning gebring. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê: "Is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie? As julle dan nou, sodra julle die geluid van die horing, fluit, sitter, harp, luit en doedelsak en allerhande musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuuroond gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos?" Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê:
Ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuurwind en uit u hand verlos. Maar so nie, laat dit by u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Toe het Nebukadneser woedend geword, en sy gelaatstrek het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak, as wat dit eintlik nodig was. En aan sommiges van die sterkste manne in sy leer, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei, en hulle in die brandende vuuroond te gooi. Toe is daardie manne geboei, met hulle mantels, hulle broeke, en hulle tulbande, en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuuroond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng, en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur, daardie manne, wat Sadrag, Mesach en Abednego opgeneem het, doodgebrand. Maar daardie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuuroond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie 3 manne geboei en binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik, o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond, en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde, die bevelhebbers, die goewerneurs, die raadsmanne van die koning vergader, en aan daardie manne gesien, dat die vuur geen mag oor hulle liggame gehad het, en dat die hare van hulle hoof nie eers geskroei het nie, en dat die mantels aan hulle lywe geen verandering ondergaan het nie, en dat hulle selfs nie eers die reuk van vuur aan hulle gehad het nie. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur, sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien, of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarop word deur my bevel gegee, dat elke volk, nasie of taal wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, stikkend gekap en van sy huis 'n mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Toe het die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie van Babel. Ons lees tot sover. Ons het 'n gedagte wat ek graag vanoggend wil uitlig in terme van die teksvers. En dit is net 3 woordjies. 3 kort woordjies wat sê, maar so nie. En ons kry dit hier in vers 17. As ons 'n God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. En hoor die volgende, maar so nie, laat dit aan u bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien, die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Geliefde kind van God, dit klink na 3 klein woordjies, maar daai 3 woordjies langs mekaar, is die moeilikste woorde vir enige gelowige om te bid. Maar so nie. Want daar is eintlik net 2 tipes mense wat sê hulle is Christene op aarde. Hulle wat bid, ek sal in God glo, as hy sal laat gebeur wat ek van hom bid. Met ander woorde, 'n voorwaardelike gebed. Vader, u het my geloof, u het my lewe, u het my alles.
solank u net laat gebeur wat ek van u vra. Die ander groep is die wat sê, ek sal tot God bid vir redding uit 'n bepaalde situasie, maar so nie. Met ander woorde, as dit nie in sy wil beskik om dit op daardie oomblik te laat gebeur nie, maar so nie, sal ek nog steeds in hom glo. Jy hoor die krag van hierdie 3 woordjies in 'n gebed. Hierdie 3 woordjies kan ook as een van die kragtigste geloofsbelijdenisse bekend staan. Een van die skrifverklaarders sê dit, ons kry pragtige geloofsbelijdenisse, U is die seun van die lewende God. Dink 'n mens dadelik aan. Of die soldaat by die kruis, hierdie man was die seun van God. Een van die skrifverklaarders sê, hierdie staan nie terug vir daardie geloofsbelijdenisse nie. Vader, as U wil, genees my van hierdie siekte, wat as U nie ingryp nie, my lewe gaan neem. Vader, as U wil, help my finansiëel weer op die been, want as U nie gaan nie, gaan ek op straat opeindig. Vader, as U wil, help my in hierdie week wat kom, om by die werk, by die huis, of by die skool, of waar ook al is, te mag lewe tot U eer, en te mag lewe soos 'n kind van U, en sonder pyn of worsteling of bekommernis of vrees. Maar so nie, sal ek U nog steeds lief hê en dien. Jy sien, hierdie woordjies omskryf eintlik 'n ware geloof. Ware geloof is nie om te glo, dit wat jy bid moet gebeur. Ware geloof is om ten spyte van dit wat jy bid, alles in God se hande te sit. En te sê, dis wat ek van U vra, maar so nie, ek sal U nog steeds dien. En daarom word hierdie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, in Hebreërs 11, in die hoofstuk in die Nuwe Testament wat handel oor Oud-testamentiese geloofshelde, word hulle daar ingeskryf. Want koning Nebukadneser is nie net koning van Babel in daai tyd nie. Hy is koning van die wêreld. Hy het in 586 voor Christus het hulle Jerusalem verslaan en die begaafste jong manne uit Jerusalem in ballingskap laat gaan om Babel se ekonomie daardeur te bou. So het Sadrag, Mesach en Abednego ook in Babel uitgekom met die ballingskap. En nou kry Nebukadneser in die vorige hoofstuk in Daniël 2 kry hy 'n droom. Hy kry 'n droom dat sy wêreldryk vernietig sou word. Die standbeeld wat aan hom geopenbaar is, die standbeeld, die kop van goud, en so gaan dit die liggaam totdat dit in mate kom van metale wat yster en klei voete het, sê hy, weet hy, word daar van hom geopenbaar in die droom, Nebukadneser, jy is die kop van goud, maar hierdie kop van goud gaan op 'n stadium verbruisel word. Nebukadneser weet van wie die droom kom. Hy weet, want in daardie tyd was mense baie lig geraak en sensitief vir drome. Maar Nebukadneser is 'n arrogante diktator. In plaas daarvan om tot bekering te kom met hierdie beeld, hierdie droom van die beeld wat hom weerspieël as 'n wêreldryk wat tot 'n einde gaan kom, wat doen hy? Hy vat 24 karaat goud. Hy bou 'n standbeeld van homself van 27,5 meter hoog en hy roep die hele wêreld om voor hierdie standbeeld te staan te kom. Nie net die kop van hierdie standbeeld soos in sy droom is van goud nie, die hele standbeeld is. Dis asof Nebukadneser hier vir God uitdaag. Die wêreld mag vir God uitdaag en vir God sê, sien jy nou wat ek kan regkry? Jy het vir my nou net gesê, jy gaan my tot 'n einde bring, maar kyk wat doen ek. Ek bou 'n goue ding van myself. Ek is die magtigste man op aarde. Dit herinner aan Babel, deur die woord heen. Dis presies wat met Genesis 11 begin het, op presies dieselfde plek. Dis nie toevallig dat die toring van Babel en Babel waarvan ons hier lees en Babylon waarop uiteindelik in Openbaring alles eindig, dieselfde plek is nie. Genesis 11 praat van mense wat 'n struktuur wil oprig waarvan die punt aan die hemelryk, sodat hulle kan sê, ons is
soos God. Nou kom Nebukadneser, paar eeue later, uiterste humanis, en hy wil ook vir God 'n boodskap gee deur hierdie beeld deur te sê, weet jy wat? Sien jy wat ek kan doen? Los my uit. En so sal dit gaan met die laaste Babylon ook, wanneer die Antichrist geopenbaar sal word. Daar staan 2 Tessalonisense, hy sal in die tempel van God sit, en hy sal voorgee dat hy God is. So al die leiers van Babylon of Babel deur die woord heen, is mense met 'n uiterse magshongerte, om vir God te wys, ek kan jou oorwin. En nou roep Nebukadneser die belangrikste amptenare in sy wêreldryk bymekaar, om hierdie beeld wat hy van homself gemaak het, te vier. Dat almal, as hulle die vermaak hoor, jy kan jouself daai partytjie indink, dit was 'n magdom van musiekinstrumente wat hier genoem word, en dan word daar as hierdie orkes begin speel, dan word daar van jou vereis om voor die beeld van Nebukadneser neer te buig. Nou, neer te buig in Hebreëus het 'n baie dieper geestelike koneksie. Dit beteken om jouself geestelik dood te maak, om jouself oor te gee, om jouself nietig te laat verklaar. So dis nie maar net 'n buig van die knie uiterlike handeling nie. Dit is 'n vaste innerlike handeling waarmee jy vir God sê, ek gaan eerder saam met die wêreld as saam met U. En nou sien ons ook 'n aktuele punt vir ons lewe vandag. Enige geforseerde godsdiens is afgodsdiens. Ek gaan dit weer sê, laat dit insink. Enige geforseerde godsdiens is afgodsdiens. En dit is wat hier gebeur. As jy die musiekinstrumente hoor, sal jy buig of jy word doodgemaak. En daarom ook in ons tye waarin ons leef vandag, as iets of iemand iets op jou wil afforceer, dan is daar duidelik iets afgoddeliks agter die ding wat op jou afgedwing moet word. Babylon verander nooit sy manier van doen nie. Satan verander nie van plan nie. Hy trek net 'n nuwe baadjie aan. Hy het dit by Toring van Babel gedoen, toe doen hy dit met Nebukadneser en hy gaan dit in die einddae weer doen. So sal julle in die laaste dae gedwing word, staan daar in Openbaring 13, om die merk van die dier op julle liggame te dra. Anders kan julle nie koop of verkoop nie. Anders kan julle nie handel dryf nie. Dit is presies dieselfde. Ons sit jou in 'n situasie waar jy nie anders kan as om agter Babel aan te loop nie. En dit is altyd die onbegryplike ding van die afgode in 'n mens se lewe. Nie een persoon het regtig die beeld lief gehad nie. Nie een persoon het gesê, "Joh, maar hierdie beeld kan my uit 'n situasie red nie." Hierdie mense het gebuig as gevolg van dit wat hulle daaruit kon kry. En dit is wat hier gebeur. As jy buig, sal jy jou lewe behou. So dit werk met afgodsdiens, enige afgod. Dien hom vir die doel wat jy daaruit kan kry. En soos die wêreld in 'n geforseerde aanbidding neerval, bly daar 3 Hebreëse jong manne staan. Sadrag, Mesach en Abednego. Die agtergrond rondom dit lees ons in 2 Konings 22:23, 'n paar jaar voor Nebukadneser Jerusalem binnegestorm het 'n jong koning Josia besluit dat die tempel van God weer van alle afgodsdiens gesuiwer sal word. Dat die standbeelde van die afgode uit die tempel uitgegooi moet word. Dat die wet van Moses weer in die geskrifte van Moses weer in die tempel voorgelees moet word. Daar was herlewing. Mense het weer teruggedraai na God se woord. So Sadrag, Mesach en Abednego het God se woord geken. Hulle het nie in 'n ongelowige milieu groot geword nie en hulle sou baie duidelik geweet het wat die eerste 2 gebooie van God se wet sê. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Nou word dit bekend by Nebukadneser dat hierdie 3 manne nie wil buig nie. 'n Paar Galdeese manne het hulle gaan verklap omdat die jong begaafde Joodse manne of Hebreëse manne in daai tyd dat hulle goeie poste gekry het in Babel.
dat hulle vir Babelse ekonomie aanwins was en dat die Nebukadneser hulle graag daar wil hou. Jaloesie. Vers 15. Wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Jy hoor, Nebukadneser lei in 'n enorme godkompleks. Watter God kan julle kom verlos van my af? Maar hoor die man se reaksie, en dit wil ek ook tuis bring aksueel in jou lewe vandag. Moet nooit met 'n ongelowige redeneer of onderhandel. Ons kom baie keer in gesprekke met mense, dan wil hulle sogenaamd reaksie toets. Hulle wil sogenaamd jou in 'n moeilike situasie stel en dan sal hulle gewoonlik sommer voor 'n klomp mense wil begin redeneer en argumenteer. Wat sê hierdie gedeelte? Nebukadneser doen dieselfde. En wat antwoord hierdie manne? Ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. Pragtig. Die geloof tree nie in debat met die ongeloof nie. En die misdadiger aan die kruis, wat Jesus Christus bly spot en bly spot en bly spot het en nie tot bekering wou kom soos die ander nie, hy is vir ons die beste voorbeeld. Wat het Jesus vir hom gesê? Absoluut niks. Nie 'n woord nie. Hoekom? Hy ignoreer hom. Die geloof redeneer nie met die ongeloof nie. Jy skuld die ongelowige geen antwoord nie. Wat sê die woord? Gee 'n antwoord aan die wat dit van jou vereis, die gelowige wat deur jou antwoord in die geloof meer sal kan groei. Die ongelowige glad nie. Jy skuld hom niks. Jy skuld hom 'n geloofsbelijdenis. Nie 'n antwoord nie, 'n geloofsbelijdenis. Vers 17 en 18. Ons God was wat ons dien, is in staat om ons te verlos. Maar so nie. Laat dit bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Ons hoor dit by ander gelowiges ook soos Job. Jy dink jouself in Job se situasie en hy het alles verloor. Hy sê, kyk, al wil God my ombring, hy sit daar op die ashope van die lewe en hy sê, hierdie God wie ek aanbid, wil my ombring, hy wil niks meer met my nie, hy wil my doodmaak. Maar wat sê Job net daarna? Steeds sal ek op hom hoop. Wat vir ons duidelik is dat God nie 'n hemelse marionet is, wat jy in jou gebede met touwtjies kan beheer nie. Om te sê, Vader, ek vertrou op u, ondanks die uitkoms oor hierdie situasie waaroor ek tot u bid. Dit vat 'n geloof. Dit vat 'n geloof wat Sadrag, Mesach en Abednego gehad het. En daarom sê een van die skrifverklaarders, ons probeer so baie met God te onderhandel in ons gebede, dat ons totaal en al uitmis op sy wil, wat hy in ons lewe vir ons wil hê. Die temperatuur word nou opgedraai. Jy sal dit sien as jy ongelowige ken. As jy nie doen presies wat hulle wil hê nie, as jy nie antwoord presies wat hulle wil hoor nie, dan draai hulle die temperatuur op. Dis al wat hulle het. Sadrag, Mesach en Abednego se temperatuur word opgedraai en Paulus sê dit. Moet dit nie laat dit vanoggend vir julle nuwe nuus wees nie. 2 Timoteus 3:12. Almal wat godvrugtig lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Op een of ander manier, jy sal vervolg word. Een van die skrifverbruimings sê dit so mooi, vir hom vir wie ons leef en ly. Hoe baie keer hoor jy nie in 'n kerk, ons lewe vir Christus, ons is disippels vir Christus. Maar wat van die ly afdeling? Jy is geroep om vir hom te ly. Nebukadneser se gedagtes is vas. Hy wil 'n voorbeeld maak van hierdie 3 rebelle, wat hierdie beeld nie wil aanbid nie, wat nie saam met die wêreld mag wil gaan, en wat die wêreld jou wil leer nie. En nou gee die Arameese taal vir ons 'n aanduiding dat Nebukadneser buite homself was. Sy gelaatskleur het verander, so mens kan aanneem hy was 'n rooise tamatie. Mens kan aanneem hy wou iets stikkend breek oor die feit dat 3 jong Hebreëse manne nie wil doen wat hy sê nie. En daarom sê hy, maak hierdie vuur oond 7 keer warmer. Nou wil ek hê jy moet dink, ek gaan kyk na 'n beeld van die oonde in daai tyd. Die naaste waarna mens kan kom,
is dalk om te dink aan 'n pizza-oond. Hy het 'n skoorsteen met 'n opening bo en dan kom hy af en dan maak hy 'n ronding groter en dan onderin word die vuur gemaak. Dit is die tipe beeld van die oonde in daai tyd in Babel. Maar net baie groter natuurlik. So, nou sê Nebukadnesar, gooi kole. Hierdie manne moet verbrand. Hierdie manne moet 7 keer warmer voel. So met ander woorde, hulle word dan bo ingegooi by die skoorsteen. Ek wil hê voordat hulle daar val, moet hulle klaar as wees. So warm dat selfs die sterkste manne in Nebukadnesar se leer wie hy opdrag gee om Sadrag, Mesach en Abednego daarbo in te gooi, verbrand het. En dan sien ons dat Nebukadnesar en die ongelowige baie lief is daarvoor om te verbrand. Jeremia 29 vers 22 lees ons dat Nebukadnesar vir Sedekia en Agab ook in die vuur gegooi het. Nou gee hy vir sy sterk manne opdrag. En hierdie oonde in daai tyd kon maklik tot 1000 grade Celsius verhit word. Daardie opening wat die oond dan aan die onderkant maak, daar het Nebukadnesar sy stelling gaan inneem om na hierdie mooi vertoning te kyk. 3 jong manne wat nie wil doen wat die wêreld mag sê nie. Kom ons maak 'n voorbeeld van hulle. En dan sal die res van die skape weer in lyn staan. 7 keer warmer. En nou staan Nebukadnesar aan die onderkant en al wat hy wag om te sien is 3 verbrande liggame, veraste liggame, wat die bodem van daardie oond tref. Maar skielik, as dit by God kom, maak wiskunde baie keer nie sin. Het hulle nie 3 manne daarbo ingegooi, wat geboei is nogal nie? Hoekom loop hier nou 4 manne onder in hierdie brandende oond rond? Nebukadnesar identifiseer 'n 4de persoon in daardie brandoond. En dan sê hy uit sy beperkte begrip van geloof, identifiseer hy hom ook nog. Hy sê hy het die voorkoms van 'n godeseun. In daai tyd het Babel baie gode gehad en elke god het 'n klomp kinders gehad. So in sy beperkte idee van wat geloof is, sê hy maar hierdie figuur, hierdie 4de figuur in die oond, lyk nie soos 'n gewone mens nie. Dit lyk soos 'n seun van God. Binne die raamwerk van sy geloof natuurlik, maar ons kan dit anders vertaal vanuit ons perspektief. Sê Nebukadnesar hier, as hy op daai oomblik gelowige was, sou hy gesê het, hierdie 4de man lyk soos die seun van God. Nebukadnesar self verleen aan hierdie 4de man goddelike status. En dan sê hy in vers 28, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego wat gedoen het? Sy engel gestuur het. Ons het al 'n paar keer in God se woord stil gestaan oor wie God se engel is in die Ou Testament. 'n Verskyning van Jesus Christus self. Psalm 34 vers 8 sê dit, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. 'n Gewone engel kan nie red nie. Wat beteken Jesus se naam? Redder, Yeshua. Geen gewone engel nie. Jesus Christus is saam met Sadrag, Mesach en Abednego in daardie oond. En nou begin hierdie skrifgedeelte met elkeen van ons praat in ons omstandighede vandag. God red vir Sadrag, Mesach en Abednego nie dadelik uit hulle moeilikheid uit nie. Jy kan hom nou dalk op 'n stadium in jou lewe in 'n lekker kerk gesit het. Die pastoor daarvoor kon jou gegooi het met soetruimpies. En vir jou gesê, weet jy wat man? Laat jou geloof net groei. Dan sal God elke moeilikheid wat hy oor jou pad sou gestuur het wegvat. Dis die grootste leuen wat 'n gelowige kan glo. Hy weet deur die kragtige belydenis van hierdie 3 woordjies, maar so nie, dat hierdie 3 manne staande bly. En daarom lei God hulle deur hierdie beproewing na die 4de man, sy eie seun, Jesus Christus. En nou kom Jesaja se profesie in vervulling. En nou begin jy agterkom, wat soek die 4 oond episodes in my lewe?
Dit dryf jou binne in die arms van Jesus Christus in, daar waar jy gedink het, ek kan nie meer nie, ek sien nie uitkoms nie, ek weet nie wat van my gaan word nie. En nou sê Jesaja 43 vers 2, dit so mooi vir jou, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, dis klaar gedoen, 100% uit genade. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Wanneer jy deur vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie. Let op die woordjie wanneer. Wanneer jy deur vuur gaan. Nie, jy sal nie gaan nie. God se woord sê nooit, jy sal nie deur vuur gaan nie. Maar wanneer jy deur vuur gaan, kry jy 'n belofte. Ek is by jou. Soos Paulus daardie belofte moes kry toe hy bid oor die doring in sy vlees. 3 keer het ek tot die Here gebid dat hy hierdie doring uit my vlees moet wegneem. Wat doen God? Hy vat nie die doring weg nie. Hy sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Soos Jesus Christus daar was vir Sadrag, Mesach en Abednego al in die Ou Testament. Jeremias kan hier vertaal word met die vuur het geen krag oor hulle liggame gehad nie. En uiteindelik hou Christus ons nie uit die brandoonde van die lewe nie. Maar wanneer ons deur vuur moet gaan, dan sorg hy dat ons aan ons siele nie skade sal ly nie. Maar wat soek hierdie persoonlike, pynlike brandoonde dan in ons lewe? Is dit regtig nodig? Is dit nodig dat ons deur hierdie dinge moet gaan? Ja, want hoe anders sal jy in Jesus Christus se arms opeindig, as Jesus Christus die enigste een is in jou lewe, wat vir jou daardie verlossing kan bewerk. Hierdie woord vir vuuroond herinner aan Maleagi 3 vers 3 waar daar staan, want hy sal wees soos die vuur van die smelter, en hy sal sit, 'n smelter en reiniger van silwer. En hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Dis eintlik as jy op hierdie oomblik in jou lewe deur 'n vuuroond gaan, dis eintlik presies wat God deur daardie vuuroond in jou lewe wil regkry. Die beeld van Maleagi 3 vers 3. Hier kom die toepassing in jou eie lewe. God word hier vir ons voorgehou in die beeld van 'n silwersmid. En ons is sy silwer. Die silwersmid plaas die silwer in die brandoond. En dan word die silwer verhit totdat dit vloeistofvorm begin aanneem. Die silwer sink dan en die ongewenste stukkies bly bo te drywe. Maar hierdie silwersmid weet presies hoe om met watter tipe silwer te werk. Hy weet presies om watter tipe silwer hoe warm te maak, sodat dit sy suiwerste potensiaal kan bereik. Sodat hy dit kan warm maak, maar nie die silwer in die proses beskadig nie. Al wat hy wil doen is, die onbruikelike deeltjies wil hy van die egte dele skei. En dit is wat die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego vir elkeen van ons in ons lewens kom leer. Dit is wanneer God ook telkens in ons eie lewe mee besig is. Die silwersmid, wat presies weet met hierdie kind van my, moet ek die temperatuur net soveel opdraai, sodat hy of sy nie aan hulle siele sal skade ly nie. Ander weer het temperatuur nodig om agter te kom, maar die dinge waarmee ek nou in my lewe besig is verkeerde dinge. Ek moet draai. Maar hoe weet die smid wanneer die silwer gereed is? Hy het die silwer gevat, en as hy die refleksie van sy eie gesig in daardie silwer kon sien, het hy geweet, hierdie silwer is nou gereed om uit die vuur gehaal te word. So is elkeen van ons geskape in die beeld van God. En so profeteer hierdie skrifgedeelte ook vandag vir elkeen van ons van die een wat jou in jou brandoond sal beskerm.
Die vuur van die hel vir jou moes deurgaan aan die kruis op Golgotha, sodat jy net God se liefdesvuur, die vuur wat hy wil gebruik om hierdie geloof van ons te suiwer, mag smaak, en uiteindelik nie die ewige vuur van die poel van swalmvuur wat tot in ewigheid sal brand nie. Vader, as dit U wil is, genees my van hierdie verskriklike siekte. Vader, as dit U wil is, wees met my kinders, wat deur moeilikheid gaan, wat deur beproewing gaan. Vader, as dit U wil is, help my, deur my bekommernisse, my spanning, my pyn en my hartseer, my siekte, my armoede, my eensaamheid, maar so nie, het die geloof, om van vandag af, nooit amen te mag sê in 'n gebed, voor jy nie gebid het, maar so nie. Maar so nie, sal ek U steeds bly aanbid. Sal ek U steeds bly eer, sal ek U steeds bly lief hê. Soos Habakuk wat in droogte moes staan en moes sien hoe sy vyebome geen vrug meer dra nie. Hoe sy wingerdstokke leeg is, hoe sy olyfbome teleurstel, hoe daar niks op die lande is nie en hoe sy kleinvee begin vrek, hoe sy beeste minder word in sy krale, en as hy al hierdie goed sien gebeur, wat sê hy? Nogtans sal ek in Jehova jubel. Soos Job wat sê, dit voel vir my asof God my wil doodmaak. Ondanks dit, sal ek nog steeds op hom bly hoop. 3 klein woordjies langs mekaar, maar een van die kragtigste geloofsbelijdenisse, wat jy ook in die brandoondtye van jou lewe mag bid. Die God wat ons dien, is in staat om ons te verlos uit die brandende vuuroond. Maar so nie, laat dit bekend wees, o koning, dat ons U gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat U opgerig het, nie sal aanbid nie. Mag hierdie 3 woordjies van vandag af deel wees van jou gebedswoordeskat, en mag God deur sy Gees jou daartoe help. Amen. Vader, ons het so baie keer in ons lewe gebedslysies. Waar ons die gebed en die Onse Vader leer ons dit by U moet begin en wie U is en wat U doen en hoe U in ons lewe inwerk, rammel ons dit so baie keer af om net te kom by dit wat ons van U vra. En daarin vra ons vanoggend, Vader, dat U ons sal vergewe, dat U ons gebedstaal ook sal suiwer, dat wanneer ons bid, Vader, neem weg hierdie siekte wat besig is om my dood te maak. Vader, neem weg hierdie spanning en lyding en eensaamheid, neem weg selfs mense wat in my lewe inspeel, wat al my shalom, al my lewensvreugde steel, neem dit tog weg. Maar so nie, laat dit bekend wees, dat ons U steeds sal aanbid, U steeds sal eer, en U steeds sal lief hê, met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, en al ons kragte. Amen.